argitektoniese bloudruk van KI in die onderwys. Baie welkom. Wat julle vandag gaan sien, is nie 'n gewone aanbieding oor kunsmatige intelligensie nie. Dit is 'n bloudruk, 'n argitektoniese plan vir hoe ons onderwys van die grond af moet herontwerp vir 'n wêreld wat radikaal verander het. Die vraag is nie meer of ons KI in die klaskamer gaan gebruik nie. Die vraag is, hoe gebruik ons dit sonder om die bouproses self te vernietig? Ons gaan vandag kyk na twee sleutelwoorde: opsporing en deursigtigheid. En waarom die verskil tussen hierdie twee benaderings alles verander. Die wegspringplek. Voordat ons begin, moet ek iets baie belangrik sê. Moenie aanvaar dat mense meer as jy weet nie. Daar is nog geen KI-kundiges nie. Nie regtig nie. Ons is almal nog by die wegspringplek en ons leer saam. Dit is 'n tyd vir nuuskierigheid, nie vir absolute sekerheid nie. So, as jy vandag hier sit en dink, ek weet nie genoeg oor KI nie, dit is presies die regte plek om te wees. Die ergste ding wat ons kan doen, is om voor te gee dat ons al die antwoorde het. Ons het nie, nog nie. Die werklikheid van afhanklikheid. Kom ons praat oor die werklikheid. 'n KPMG-studie van 2024 het iets skrikwekkends uitgewys. 75% van die studente voel hulle kan nie hul werk voltooi sonder KI nie. Maar hier is die probleem. Hulle delegeer die taak in plaas van om uit die proses te leer. En verder, 4 uit 5 studente plaas minder moeite in studies as in assesserings. Nie omdat hulle lui is nie, maar omdat hulle weet KI is beskikbaar. Dit is nie 'n morele oordeel nie. Dit is 'n menslike gedrag. Maar as opvoeders moet ons dit verstaan, want hierdie AI-afhanklike lading druk op 'n brug wat gebou is om mense te dra en nie masjiene nie. Die kognitiewe waarskuwingsklok. Kyk na hierdie grafiek. Dit staan bekend as die kognitiewe glybaan. Studente wat KI gereeld gebruik vir basiese take, verloor vinnig hulle kognitiewe uithouvermoë. Week 1, 75% betrokkenheid. Teen week 7, minder as 25%. En 'n MIT waarskuwingsstudie bevestig dit. Afhanklikheid versnel week na week. Hoe meer jy gebruik maak van KI, hoe groter is die afhanklikheid. Dit is nie 'n teorie nie, dit is 'n patroon wat ons reeds sien. Hulle word omskep in volkomme afhanklikheid en dit gebeur vinniger as wat ons dink. Die menslike ontkoppeling. Hier is iets wat ons selde bespreek. KI het nie net 'n akademiese impak nie, dit het 'n menslike impak. Volgens die Center of Democracy en Gallup data voel 50% van ons studente minder verbonde aan hul onderwysers weens KI en 42% gebruik KI as 'n geestesgesondheidsondersteuningsstelsel as 'n metgesel. Dink 'n oomblik hieraan. En verder, generasie Z begin 'n groeiende skeptisisme toon oor die positiewe impak van KI in hul persoonlike ontwikkeling. Hulle sien dit. Ons moet dit ook raak sien. Die opvoedersparadoks. Ons as opvoeders leef in 'n paradoks. Aan die een kant, 71% van onderwysers is besorgd dat studente KI gebruik as 'n massiewe las skep om vas te stel of werk autentiek is. Dis die lading. Maar aan die ander kant, en dit is die styeerwerk, 69% rapporteer verbeterde onderrigmetodes. 59% ervaar persoonlike leer en 55% kry meer tyd vir 1-tot-1 interaksie met studente. Die vraag is dus nie, is KI goed of sleg nie? Die vraag is, hoe gebruik ons dit sodat die styeerwerk wen en nie die lading nie? Die fundamentele fout. Hier is die kern van die probleem. Voor KI was die beoordeling van 'n eindproduk, soos 'n opstel, 'n venster na die denkproses daar agter. As jy 'n goeie opstel gelewer het, het ons aangeneem jy het goed gedink. Nou kan KI 'n perfekte fasade bou sonder enige kognitiewe fondamente.
Die gebou lyk pragtig van buite, maar ondertoe krake, leemtes, niks. Ons kan nie meer net aan die eindproduk kyk nie. Ons moet die bouproses moniteer. Dit is die fundamentele verskywing wat ons moet maak. Die Karate Kid beginsel. Onthou jy die film Karate Kid? Meneer Miyagi het Daniel gevra om motors te was. Wax on, wax off. Klein oënskynlike betekenlose take, maar dit het outomatiese reaksie gebou. Die fondamente van vegkuns. Onderwys werk presies so. Die mikrotake, logistiek, grammatika, woordeskat, bou kognitiewe uithou vermoë. Bo aan die piramide sit kritiese denke en besluitneming. Maar as ons alle basiese logistiek aan KI uitkontrakteer, vernietig ons die spierwêreld van kritiese denke wat alles ondersteun. Die piramide stort in mekaar. As KI die basisblokke uithaal, stort alles ineen. Paradigma skuif van opsporing tot deursigtigheid. Dit bring ons by die groot paradigma skuif. Die ou model se doel was akademiese integriteit. Met ander woorde, vang die vernekers. Die fokus was op die finale produk. KI was die regter en die jury. En die onderwyser se rol, polisieering van tekste. Die nuwe model lyk radikaal anders. Die doelwit is leerintegriteit. Inspireer leer. Die fokus verskuif na die leerproses. KI word 'n venster na die denkproses en die onderwyser mentor van denkers. Dit is die verskywing van opsporing na deursigtigheid. KI deursigtigheid in aksie. Hoe lyk dit in die praktyk? Hier is 3 stappe. Stap 1. Die student gebruik KI vir dinkskrams en om skrywersblok te oorkom. KI dien as opvoedkundige rigtingwyser, nie as 'n fopspeen wat antwoorde gee nie. Stap 2. Die KI help struktureer denke, bied alternatiewe perspektiewe en stel vrae terug. Stap 3. Die onderwyser sien presies hoe die student KI benader het, watter weergawe geskep is en hoe terugvoer geïntegreer is. En die grondbeginsel, integriteit beteken om in staat te wees om jou werk en nie die roete daarheen te verdedig en te verduidelik. Die spektrum van promptintegriteit. Nie alle KI-gebruike is gelyk nie. Daar is 'n spektrum. Aan die linkerkant, onproduktiewe gebruik. Skryf vir my 'n opstel oor. Dit is kognitiewe uitkontrakteer. Die student delegeer eienaarskap. Slegs 33% van die huidige KI-gebruike is produktief. Aan die regterkant, produktiewe gebruik. Is my redenasie hier logies of mis ek iets? Dit is kognitiewe vennootskap. Die student behou eienaarskap, maar gebruik KI as klankbord. Die doel is om studente en onsself te beweeg van links na regs op die spektrum. Die toekoms, soepelheid. Teenoor tegniese vaardighede, die landskap verskuif vinnig. Ons het gedink die toekoms is oor rigiede aanwysings, presies die regte prompting, maar die toekoms is eintlik oor soepelheid. Wat ons nou vibe coding noem, prosesbestuur, aanpasbaarheid. En hier is 'n waarskuwing. Pas op vir die stelling soos studente moet KI vaardighede hê. Watter vaardighede? Die platform verander maandeliks. Wat werklik bly is strukturele, logiese, organisatoriese vaardighede en die vermoë om aan te pas. Dit is wat ons moet bou. 3 reëls vir die voorste linies. As jy vandag met een ding huis toe gaan, laat dit hierdie 3 reëls wees. Reël 1. Vra goeie vrae. Bevraagteken die doelwitte van spesifieke assesserings. Wees deursigtig met studente. Pauseer en dink. Wat wil ek hê hierdie assessering moet leer? Reël 2. Wees doelbewus nuuskierig. Dwaal doelbewus rond op KI platforms.
Toets in jou eie alledaagse werk. Jy kan nie leer wat jy nie gebruik nie. Reël 3. Bevraagteken die breë KI stellings. As iemand sê studente moet dit of dat weet, vra hoekom. Wat verander? Wat bly? Dink krities oor wat KI in jou klaskamer beteken. 'n Nuwe fondament vir kennis. Ek wil afsluit met die gedagte van Brookings Institute. KI in die onderwys is op sy nuttigste wanneer dit die poging van die menslike onderwyser aanvul, nie vervang nie. Ons moet ophou om die eindproduk te beoordeel, om die proses te raai. Met sigbaarheid op die roete, met deursigtigheid, skep KI uiteindelik meer tyd vir 1-tot-1 mentorskap. En dit is die hartklop van ware onderwys. Nie die produk nie, die proses, nie die fasade nie, die fondament. Baie dankie.